En dis so lekker, vandag begin ons met deel 2 van woorde van waarde en ons praat oor jou identiteit en om jou kernwaardes te ontbloot. Mariaan, waar begin ons? Baie dankie Naomi. Ons bou voort op ons vorige sessie en wil ons verklaringe en lewenspreek in daaglikse praktyk maak. Want ons wil dit daagliks kan doen, nie net wanneer daar groot uitdagings kom nie, sodat ons in lyn met die waarheid van wie ons is, kan lewe, om 'n lewe van vrede, doel en vreugde te skep. So ons vandag wil fokus op bevestiging van ons waardes as deel te maak van ons verklaringe. So kom ons begin by wat is waardes? Jou waardes is jou kompas. Hulle wys jou op die pad en help jou met keuses en om jou lewe in lyn te bring met wat vir jou waarlik saak maak, sodat jy kan prioritiseer om te sê wanneer sê ek ja, wanneer sê ek nee. So elke aksie wat ons neem vervul 'n waarde, of ons dit weet of nie. So het sy om na iets te beweeg, wat hulle noem 'n towards value, of om weg te beweeg of pynvermydend te wees. Hulle noem dit away from values. So hier's 'n voorbeeld. Oefening kan gedryf word deur gesondheid te waardeer. Dis 'n towards value. Of om siekte of verkrankheid te vermy. Dis 'n away from value. So kan oefening twee waardes of twee dele van waardes bevredig. So ons geluk hang af of kom wanneer ons waardes kan vervul. En om dit te kan vervul, moet ons daarvan bewus wees. Nee, ons kan net bestuur waarvan ons bewus is. En ongelukkigheid kom van wanneer ons nie volgens ons waardes kan leef nie, omdat ons dalk nie bewus is daarvan nie en vele ander redes. So towards values, waardes, is gewoonlik gesonder, terwyl away from values dikwels gewortel is in ou wonde, wat ook aandag nodig het. So as ons dan bewus raak van ons waardes, kan ons dan sien, het ons hierdie waarde gekies omdat ons probeer wegbeweeg van iets, of is dit omdat ons waarlik wil vorentoe beweeg in iets, en dan kan ons ook so 'n bietjie skoonmaak daaraan, as dit sin maak. So daar is baie keer uitdagings met waardes, soos byvoorbeeld soos ons net gesê het, onbewustheid van waardes, en dan is daar ook verouderde waardes. So dit is geskep dalk in kinderjare en ons het dit dalk nog nie hersien in die mens wat ons nou is nie. Ons doen iets dalk nog net so half op autopilot, soos hulle sê. En dan is daar beperkte vervullingsmetodes. Ons dink ons kan ons waarde net op 'n sekere manier vervul, maar daar is dalk ander maniere. En dan verkeerde prioritisering. Nee, ons fokus dalk op 'n minder belangrike waarde vir 'n wonderrede of vir ander redes in plaas van op die belangrikes te fokus. So kom ons begin en probeer hulle identifiseer. So ek wil julle nou gou deur 'n oefening vat en ek wil hê jy kan hierna kan jy aanlyn gaan en na 'n lys van waardes gaan kyk, maar die algemeen is gewoonlik kennis, lojaliteit, liefde, uitdaging, familie, vryheid, gesondheid, integriteit ensovoorts. So begin deur kies 20 aanvanklike waardes. Lys hulle vir my en dan verfyn jy hulle na 10 waardes. Dit kan nogal moeiliker wees as wat dit klink. En dan prioritiseer jy uit daai 10 vir my top 5 wat vir jou uitspring, wat jy voel jy kan nie sonder lewe nie. En as dit vir jou makliker maak, vat van wat in die 10 geval het, lys hulle onder die ander 5 en dit help jou om dit te definieer, want dis jou volgende stappie. Definieer vir my wat dit beteken vir jou, wat elkeen van daai waarde vir jou beteken, en dan vra jy vir jouself die volgende paar vrae. As jy jou waarde kies elkeen van daai 5, definieer hom, wat is dit in jou woorde, en dan evalueer jy dit volgens die volgende vraag. 1 is, leef ek volgens hierdie waarde? Dan stel ek dalk onrealistiese verwagtinge aan myself of ander om te leef volgens hierdie waarde. En identifiseer dalk 3 gesonde aksies om elkeen van hierdie waardes te kan bevorder. En identifiseer ook vir my 3 ongesonde gewoontes om te stop. So daar is 'n lekker oefeningkie vir waardes wat jy kan voltooi vandag. Ag Mariaan, vreeslik dankie. So nodig om te weet wat is ons waarde en jou lewe daar rondom te bou. Nou dit is Mariaan van Sail. Jy kan haar webtuiste besoek by switchontolife.com. Jy kan haar ook volg op Instagram of op Facebook. Tot volgende week gesels ons verder.